Kampioen van Venezuela, die 25-jarige Bernardo Pinango. Maar ek dink ons noem hom vanaand sommer Pinango, want anders gaan 'n mens dalk oor jou tong struikel. 15 rondes van harde boks lê voor in hierdieselfde arena waar Willie Tawil gelyk opgeboks het om die kapokgewigtitel teen Robert Cohen. By ons Andries Steyn en Andries, jou vooruitsigte vir hierdie geveg. Dit gaan 'n harde geveg wees vir Simon Skosana. Dit is sy groot kans. Ons weet dat Pinango staan hard en ons hoop net hy maak die beste van 'n slegte saak. And now, the moment you've all been waiting for. The giants of the bantamweight division. The epic struggle for supremacy for the bantamweight title of the world. From South Africa, the challenger, pride of his people in South Africa, the dynamic Kwandabeli warrior, Simon Skosana. Dit is die aantocht van Simon Skosana. 7de aanspraakmaker op die kapokgewigtitel van die wêreld volgens die WBF. En die man op wie se skouers en in wie se hande Suid-Afrika se bokshoop vanaand rus. Die skare by die Randse stadion wat baie teleurstellend was om 8 uur en intussen sterk aangegroei en hier so goeie 12.000 toeskouers teenwoordig. Skosana vergesel van sy bestuurder en afrigter John Sepeku, wat nou die kruit nader. Reeds 2 Suid-Afrikaners het die kapokgewigtitel van die wêreld hierdie land sin gemaak. Die eerste natuurlik ook ons eerste wêreldkampioen Vicky Tawil in 1950. 31 Mei 1950 toe hy Manuel Ortiz oor 15 rondes verslaan het en daarna onverwags het Arnold Taylor met 'n uitklophou geseëvier in die 14de ronde teen Bonaya. En so Suid-Afrika se tweede kapokgewig wêreldkampioen geword. Lyk asof ons klein manne die fit in die bloed het en die spiere het om titels huis toe te bring. Suid-Afrika se jongste 2 wêreldtitels was die van Piet Kraus. En dit is die wêreldkampioen wat daar aankom, Bernardo Pinango. Piet Kraus en natuurlijk Ryan Mitchell. Dit is die kruit waar die sake uitgespook gaan word. Tussen hierdie 4 kante met toue omspan. Waar Simon Skosana dan sy groot kans kry vanaand. Hy is slegs die 7de aanspraakmaker op die wêreldtitel. En internasionale beoordelaars van hierdie beoordelaars is meneer Marco Torres van Panama, Nicasio Drek van die Verenigde State van Amerika en Olfey Offison van Denemarke. Geen Suid-Afrikaner natuurlijk nie. Dit is Pinango. Sy wêreldtitel gordel daar om die nek. 'n Pragtig gebouwde bokser het ons vroeër in die kleedkamer gesien en hy loop oor van selfvertroue. Simon Skosana met die blou Japon het baie ontspanne gelyk toe ons by hom gaan inloer het. Hy het vol uitgestrek gelê op een van die banke in die kleedkamer. Maar ons is 'n bietjie bekommerd dat hy dalk effens te lig gaan wees vanaand. Miskien ietwat ooroefen. En Skosana, 'n man wat sy eie pad boontoe oopbeklei het. Hy het eintlik nie inderwaarheid 'n afrigter nie, maar 'n man wat homself eintlik deur boks het. Andries, jou indrukke? Pinango, soos hy daar staan, sien ek het 'n baie fris bobeen. En dit is 'n teken van 'n man wat baie sterk is. En ek hoop net dat Skosana nie vanaand die fout gemaak om te gaan probeer beklei met hierdie man nie. Alhoewel Pinango 'n stadige beginner is en 'n man wat nie baie vinnig in die kruit beweeg nie, slaan hy baie hard. Sy houe is ook stadig, maar as hy die kol tref, dan maak dit seer.
Willie Tawil van Suid-Afrika, dan ook hier in die Randse Stadion in 1955 probeer om die kapokkewigtitel huis toe te bring. Hy het teen 'n baie goeie Robert Cohen van Frankryk destyds, man wat uit die Kongo gekom het, gelyk opgeboks in 'n geveg wat baie kenners gemeen het, Willie Tawil eintlik gewen het. Maar as Kusana vanaand hier wen, dan sal dit op ondubbelsinnige wyse moet wees, want dit is waarskynlik die laaste wêreldtitelgeveg wat ons vir 'n baie lang tyd in Suid-Afrikaanse bokskryd gaan sien. Ladies and gentlemen, whilst the boxers are gloving up, golden gloves As handskoene word aangegespe. Eerste natuurlik die wêreldkampioen daar in die middel van die kruit. international celebrity. Daar is sy loopbaanstatistiek. 23 gevegte, hy het 21 van hulle gewen, niks gelyk op nie en hy het slegs 2 verloor. Sy gewig 53,50, net binne die gewigsgrens van die kapokgewigte wat 53,52 kg is. Daardie 2 gevegte wat Pinango verloor het, was ook redelik aan die begin van sy loopbaan. Hy's nie 'n man wat gereeld boks nie. Hy het vir jaar slegs 2 keer geboks en dit was toe hy die wêreldtitel van Gabby Gonzalez afgeneem het en daarna dit met sukses teen sy Italiaanse uitdager verdedig het. Die aand toe hy die titel gewen het, Andries, was dit 'n baie goeie geveg teen Gabby Gonzalez, want almal het gereken dat Gabby Gonzalez het 'n baie goeie toekoms en hulle het gereken hy sal die titel baie lank hou. En daardie aand het Pinango gewys dat hy oor 'n baie goeie reguit linker beskik en hy het die geveg so te sê met 'n reguit linker gewen. Daar is Kusana se statistiek, 25 gevegte, hulle weeg dus baie goed teen mekaar op. Hy het 23 gewen, ook slegs 2 verloor. En hy het baie min, ons het gepraat van die bekommernis omdat hy so min geweeg het, 52 kg. Dis heel wat minder as wat hy in die begin van die week ingeweeg het by die voorlopige mediese ondersoek. En 'n mens wonder of die man nie dalk effens te hard geoefen het vir die geveg nie. Maar dit kan ook 'n teken wees, Andries, dat alles nie heeltemal pluis is daar nie. Ons hoop maar van sy part dat die oomblik vir hom nie te groot sal wees nie. Dat hy miskien 'n bietjie bekommerd is oor die geveg en dit is hoekom miskien 'n bietjie die gewig so laag afgebring het. Maar nou ja, ons sal maar moet sien wat gebeur in die geveg vanaand. Ek hoop maar net dat hy het geleer om daardie hande van omhoog te dra, want Kusana was alreeds 2 keer in sy loopbaan uitgeslaan. En dit was natuurlijk vroeg in sy loopbaan. Maar as 'n man uitgeslaan is, dan kan hy nog weer uitgeslaan word. Ja, ons het ook 'n bietjie bekommernis oor Kusana se wenkbroue. Hy word redelik maklik stukken geslaan daar. Ons het gesien dat in sy geveg teen Richard Morris hier in Suid-Afrika het hy 'n baie lelike kopstand rond ook aan die oog opgedoen. En dit het word hom baie gepla. Daar is hulle ouderdomme albei 26 jaar oud. En die lengte, Bernardo Pinango die langer man, 1,65 meter teenoor 1,52. Ook sy armlengte, daar het hy 'n effens korter armlengte as die van Simon Kusana, 77 teenoor 74,5 centimeter. En dit is eintlik daardie statistiek wat saak maak. Ons kan dit doen dat Kusana sy 2 verloorgevegte ook aan die begin van sy loopbaan was in 1979 toe hy begin beroepsboks het teen Benjamin Tuzi wat hom uitgeslaan het in die eerste ronde en toe is hy weer uitgeslaan deur Edison Ramagole met uitlophou in die 5de ronde. Dit was in 1981. Hy's 'n man wat reeds lank sonder die onderrem boks. En nou ja, ons moet kyk vanaand of hy hierdie groot oomblik kan aangryp en vir Suid-Afrika verdere eer kan inhoes. Op die oomblik 'n klompie pragtige dames in die kruit met die vlae van die borge. Ons het vroeër hier 'n baie mooi vuurwerkvertoning gesien en 'n magnifieke danser vertoning of danseresvertoning in die kruit. Eerste maal wat ons so iets by 'n beroepsbokskruit sien. En ons kan maar net sê dat die vuurwerke is verby. Dit wat voor lê sal nou in die kruit moet geskied. En ook die dansers, die KK-dansers, as hierdie 2 boksers die fit en die energie het van die dametjies wat ons vanaand weer gesien het, dan behoort ons 'n baie goeie geveg te sien. 15 rondes van harde boks, die kroon wat wag vir die wenner, die kampioenskapsgordel van die wêreld in die kapokgewig afdeling. Die skeieregter hier in hierdie geveg kom van Colombia, meneer Uriel Aguilera. Daar is Luis Pada, die afrigter en bestuurder van die wêreldkampioen, daar met die rooi pet rondgestap het. Daar is die hoek van Simon Kusana.
Skosana wat baie rustig was. Andries, jy het self gesê dat jy voor 'n groot geveg eenslag aan die slaap geraak het in die kleedkamer. Dit is so, was baie ontspanning geweest en vol selfvertroue geweest ook. En dit was my beste geveg van my lewe wat ek daar aangeveg het. Meneer Roy van der Spuy, die amptelike aankondiger. Skosana vir u identifikasie. Op die oomblik in die regterkantste hoek van die kruit, sodat soos u na die beeld kyk, daar is hy met die blou japon aan. Hy het 'n rooi boksbroek aan. En daar is die klein sak Hercules. 73,5 kilograms from Panama. Meneer Roy van der Spuy. En daar is dan maar die klein sak Hercules in klein maat, maar baie fris gebou hierdie man van Venezuela. En dit is daarom soet woorde daar, seker ook vir die uitdager, die kapotgewig kampioen van die wêreld. Nou ja, Skosana moet probeer om daar die titel syne te maak, maar dan sal hy moet optree as die matador teen die bal. Hy sal moet in en uit beweeg en Skosana ongelukkig iemand wat bekend is as 'n baie stadige beginner. Man wat baie stadig begin, dit neem hom gewoonlik so 3-4 rondes om vol op stoom te kom. En kom ons luister. As die skeieregter baie vinnig vir hulle sê, skoon geveg, eerste ronde oor 15 rondes, dan Simon Skosana van Suid-Afrika en die wêreldkampioen Bernardo Pinango. Daar lê die klok, die skeieregter het daarvoor gewag en hulle kan begin. Skosana het ons gesê stadige beginner en ons het gehoor en in die skermkruit gesien dat Pinango beskik oor 'n blitsige reguit linker en ook 'n pragtige opstopper. Skosana se beste hou 'n linkerhand. Pinango lyk of hy vinnig geveg wil maak van die ene. Hy is op die aanval en hy slaan baie vinnig met daar die regterhand van hom. 'n Bietjie laag by die linkerhand, maar Skosana sal daar die hande van hom moet optel en beweeg. Pragtig hou van Skosana geweest wat baie mooi getref het daar. Dis weer sy gevaarlike linker wat ons van gepraat het. Pinango het in sy vorige gevegte gewys dat sy verdediging is bietjie verdag. Skosana moet dit uitbuit. Hy moet daar die linker hak van hom goed inspan, want dit is sy beste hou. Dit is ironies dat in hierdie laaste wêreldtitelgeveg seker in 'n lang tyd in Suid-Afrika, nadat die WBV dit goed gedink het om ons te skors, dit 'n swart Suid-Afrikaner is wat om die wêreldkroon beklei. Skosana lyk baie kleiner as Pinango in hierdie geveg, Andries. Sy bene is baie dunnig. En sien Pinango is baie sterk. Ek is verbaas dat Skosana vanaand eintlik baie vinniger begin het as wat hy gewoonlik begin. Hy's 'n taai kerel, hy kan uitgeslaan word, maar hy het daardie vegtersinstink. Dit het ons ook gesien in van sy vorige gevegte. Hy het sy wêreldranglysplek verdien teen Edgar Roman toe hy baie goed geboks het. En onlangs in Durban het hy net so 'n goeie vertoning teen Solano gelewer, nog 'n Suid-Amerikaner. En eintlik skitterend geboks dan weer. Skosana is 'n gewese slyper. En ons hoop dat sy houe vanaand geslyp sal wees om die kol te tref. Merk hoe vinnig die wêreldkampioen wegbeweeg en baie goed daar die houe van Skosana ontwyk het. Dit is maar die eerste ronde en die geveg moet oor 15 gaan. Die Suid-Afrikaanse kampioen het nog nooit langer as 10 rondes geboks nie. Die manne is nog 'n bietjie versigtig van mekaar in die eerste ronde. Hulle is nog styf. Hulle maak nog nie los dat die houe lekker vrylik loop nie. Albei by die voorlopige ondersoek baie rustig geweest. Die pols van Pinango was 60 teenoor Skosana se 64 en Pinango se bloeddruk 110/70 teenoor Skosana se 100/60. Dit was eintlik 'n lae oor die skeieregter nie raak gesien het nie aan die kant van die wêreldkampioen.
Blokley, makkerige eerste ronde. En in de eerste ronde, denk ik, Andries, waarin die Suid-Afrikaanse kampioen baie goed vertoon. Hy slaan baie vinnig met daardie linker hak van hom. As Pinango met daardie linker opstopper van hom probeer na die lyf toe, slaan Skosana baie vinnig met daardie linker hak van hom. En dan net meer gemoed weer huis. Daar is die hoek van Skosana. Daar is die Suid-Afrikaanse kampioen. Abajo no le gusta. Pero cuando le tiras abajo, levanta siempre la derecha y haciendo cintura, pasando el siempre abriendo con el saco. Ek dink dat Simon Skosana kan baie tevrede voel met sy vertoning in die eerste ronde teen Pinango. Hier is 'n lekker skare nou teenwoordig. Ons het gesels met mense van Kommetjie tot Moresburg wat vanaand hier is om te kom kyk of Suid-Afrika nie 'n tweede wêreldtitel kan inpalm nie, want as dit gebeur, sal dit 'n unicum in die Suid-Afrikaanse geskiedenis wees. Maar is daai houe wat die wêreldkampioen nou geslaan het, het nie baie krag agter hulle gehad. Hy stoot hulle swaar vir die skouer af. Hy boks so in sy vorige geveg, het ook gesien dat hy stoot daardie houe van hom uit. Hy slaan nog nie met veel krag nie. Blykbaar wil hy kyk wat is Skosana se planne. Is dit ook nog nie die reguit linker van die Venezuelaan gewendlik gesien nie. Hy stoot hom uit. Hy voel so na Skosana met hom. En het was Skosana wat 'n paar keer tot dusver mooi getref het met 'n reguit linker. Maar Skosana beweeg verkeerd, Andries. Hy beweeg na Pinango se regterkant toe. Ja, vinnige aanval van Simon Skosana. Goeie aanval van die Suid-Afrikaner. En soos ons gesê het aan die begin, dit is eintlik snaaks vir hierdie springsbokser, want hy is 'n stadige beginner. Ja, en dit is soos Skosana boks. Hy boks in sulke sarsies. Dit is maar die tweede ronde, daar is nog 'n lang pad om te loop, maar tot dusver kan Suid-Afrika glad nie hoed in die oë trek oor die vertoning van sy kapokgewig kampioen Simon Skosana nie. Hy is net 'n bietjie platvoet, Andries. Hy beweeg nie baie nie. Dit is tot dusver in hierdie ronde is dit Skosana wat die aggressiefste van die twee is, en hy is ook besig om die wêreldkampioen hier op die agtervoet te trek. Ek is eintlik verbaas dat Skosana vir Pinango laat terugbeweeg. Maar dit kan taktiek wees van die kampioen om vir Skosana in te trek. Dit is natuurlijk 'n vraag, want Pinango was in die begin van die week met die eerste voorlopige mediese ondersoek was hy meer as 1 kilogram oorgewig. En hy het nou net mooi binne die gewigsgrens ingeweeg. Nou weet 'n mens nie of hy dalk gewigsprobleme het en of dit vanaand as hierdie geveg met 15 rondes duur sy tol gaan eis nie. Baie laag hou weer 'n slag, die tweede keer. Die slag het die skeieregter meneer Aguera dit raak gesien. Pinango is baie groot vir 'n kapokgewig. Hy het dik bene en sy bolyf is ook baie gespier. So ek dink dat as hy gewigsprobleme gehad het, sou hy gesukkel het om die gewig af te kry. En as hy dit wel reg gekry het sonder om homself swak te maak, dan kan dit dalk probleme vir Skosana beteken. Baie goed toegemaak deur Simon Skosana toe daardie aanval kom. Sy regterhand het by die gesig en die houe goed afgekeer. 'n Goeie tweede ronde weer eens. 'n Ronde wat baie gelyk op verloop. Ons hoor wat sê hulle daar in Skosana se hoek. Ja. Aku ngivulele nje. Ubabi kahle. Okay. Awumshayeli ukuthi. Ja. Awumshayeli ukuthi. Wenza ukuthi umshayeli ukuthi. En aan die oorkant van die kant is 'n staande Pinango. Ungayizwa. Sengizwa lawo. Zo. Die man wat so beduie daar is een van sy afrigters, Jacinto Palacios. Die kerel met die kips buitekant die kruit is Pinango se afrigter, bestuurder Luis Espada. Round number 3.
Die derde ronde van hierdie geveg gaan begin om die kapokgewigkroon van die wêreld en baie gelyk op tot dusver met Skhosana wat wonderbaarlik vinnig begin het en tot dusver uitstekende rekenskap van homself gee. Penango is lief om na die lyf toe te slaan, Andries, maar hy slaan 'n bietjie laag met daai linkerhand van hom. Dit is 'n goeie twee-hand aanval van Skhosana gewees daarso. Pragtige aanval van Skhosana. Hy is weer besig om die wêreldkampioen in Trirad te laat boks. As hy dit kan volhou, dan gaan dit vir hom 'n goeie geveg word. Ek het aan die begin gesê, ons laaste 2 wêreldtitels is teen Suid-Amerikaners gewen deur beide Piet Kras teen Ossie Ocasio en Brian Mitchell teen Alfredo Lane. En dit sal die Suid-Amerikaners se harte seker baie sterk laat huil as hulle nog 'n titel hier moet kom afstaan. Dit was 'n baie wille aanval van Skhosana. Penango gee mense die indruk, Andries, dat hy is baie op sy gemak teen Skhosana. Dit lyk of hy nie veel bekommerd is oor Skhosana se houe nie. Pragtige twee-hand aanval weer eens van Skhosana. En daar wys 'n merkbok aan die oog van Penango waar daardie houe hom getref het. Hulle was hard, hulle was deeglik, hulle is met krag geslaan. En die linker oog van Penango is so effens opgehewe. Skhosana het slaan hom redelik goed raak met daardie regterhand van hom. Ek wag nog met angs vir hierdie reguit linker aanval en opstopper aanval van Penango. Ons het dit nog nie regtig na wense gesien nie. Skhosana het hom nog nie eintlik die kans gebied om daardie hou te slaan nie, maar Skhosana het hom nou net met sy laaste aanval het hy met 'n goeie linkerhaak raak geslaan. En Penango moet nie toelaat dat Skhosana met te veel met daardie hou raak slaan nie, en dan kan dit hom probleme veroorsaak. Dit is 'n ver pad van Venezuela af na Johannesburg Sarantse Stadion toe. En hierdie Suid-Amerikaner het reeds geteken om sy titel nog 'n keer te verdedig. Dit sal die derde keer wees, vanaand die tweede keer. In sy vorige verdediging het hy vir Ciro de Leva van Italië uitgeklop met 'n tegniese uitklophou in die 10de ronde. Hy is dus 'n knaande aanvaller, maar tot dusver moet hy sy verdediging ken, hoor. En weer op 'n laag. Skhosana wag sy kans baie mooi af. En hy vang elke keer vir Penango met daardie regterhand. Klok het gelei, die derde ronde is verby. Daar was kritiek teen die hoek van Simon Skhosana in Durban met sy vorige geveg dat hulle tot 20 sekondes verloor wanneer hulle bokser. Maar tot dusver baie vinnige werk en baie goeie werk. El gancho se me sorprende. Y dale abajo, voy a seguir dándole abajo. No muy abajo del todo, pero seguir dándole abajo. Está bien. Está cansado, ya le están poniendo hielo en el hígado. Mira, ¿lo ves? El Javi dándole abajo. Penango wat nog nie een keer gaan sit het na 'n ronde nie. Hy bly staan in die hoek terwyl sy manne Spaans met hom gesels. Hoe hulle die verloop Scheidsregter meneer Uriel Aquilera van Colombia. Skhosana moet hier baie gebruik maak van daardie reguit linker van hom, Andries, want hy kom reg deur Penango se verdediging met daardie reguit linker van hom. Hy moet hom die pad oopmaak met daardie hand. Soos ons Skhosana in sy vorige gevegte, hy het al heelwat teen buitelandse teenstanders geboks leer ken het. Daardie man is baie geneig om laag te slaan, Andries. Die scheidsregter se oë is lyk my nie heeltyd daarop gerig nie. Die houe tref bietjie laag, ja, op die band. Hy was besig om te sê dat Skhosana in sy vorige gevegte teen ingevoerde teenstanders hoe later hoe kwater geboks het. 'n Goeie aanval weer van Simon Skhosana.
Het lyk vir my asof hy hierdie Suid-Amerikaner effens onkant vang elke slag as hy so inspring Dries. Dan tref hy met die linkerhak. Maar Penango, hy boks baie lui. Hy boks soos 'n man wat nie lus is om te beklei nie. Maar in sy vorige geveg toe hy teen Cero de Oliva geveg het hy maar dieselfde manier beklei en hy is hier van die 7de ronde af begin 'n krane oopdraai en de Oliva kon nie daar die 10de ronde oorleef nie. En nou begin die wêreldkampioen ook 'n bietjie meer stil staan en vir Skusana terugjaag. Die linkerhand van Skusana weer getref. Dit is natuurlijk die Suid-Afrikaner se beste hou en daar's baie krag in daardie hou. Hy het al menige teenstander daarmee laat arpuis ry. Hy moet dadelik opvolg met 'n regter nadat hy met daai linkerhak geslaan het. Want Penango se linkerhand is laag as hy daar getref word met daai linkerhak. Ja, 'n pragtige kombinasie aanval van Skusana. Ja, regter wat die kampioen volle die kin getref het. Prachtige aanval van Simon Skusana en die gesig van die Suid-Amerikaner wys daar die houe. Nou raak Skusana warm. Nou boks hy soos wat ons gedink het hy moet, soos die Toreador wat die bil agterna sit en 'n pragtige aanval van Skusana. En met daardie houe dink ek het Simon Skusana vir hom hierdie ronde beklink. Weer 'n lae hou, maar weer sien die skeieregter dit nie. Hy moet net oppas om nie te oorywerig te raak nie. Ja, dit is die 4de ronde en ons het gesê dat Skusana neem so 3-4 rondes om behoorlik op dreef te kom. En dit was 'n behoorlike op dreef Skusana wat ons daar gesien het. Baie goeie ronde vir die Suid-Afrikaner. Penango lyk nie tevrede met homself na daardie klompie hou wat hy ontvang het nie. En ek dink sy mense spreek hom hard aan die hoek. Kom ons kyk na Simon Skusana. Rechts in beeld met die rooi boksbroek. Nou met die rug na u toe. Pragtige linker wat deurkom daar. Weer 'n slag. Hy slat vir Penango baie maklik met daardie linkerraak. En dit was 'n uitstekende ronde. Die beste ronde tot dusver vir Simon Skusana. As hy daarop kan voortbou, dan sien ons baie hoop vir hom aan die einde van die ton. Skusana weer rechts in beeld. Om daar die regter wat ons van gepraat het en die tweede regter opgevolg met 'n linker wat by voorby swaai. En jy sien dat die wêreldkampioen daar redelik onbeholpe gelyk het. Dit is die 5de ronde. En 'n uitstekende vertoning, ek wil dit herhaal want tot dusver is Skusana baie hard aan werk in teenstelling met sy vorige gevegte waar hy gekritiseer is dat sy werktempo nie sterk en nie vinnig genoeg en nie goed genoeg was nie. Is hy besig om werklik waar met verskillende houepunte aan te teken. Penango het nog nie met veel krag geslaan nie. Hy stoot sy houe. Daardie reguit linker van hom is baie stadig op die oomblik. Hy stoot hom net so uit. En Skusana moet dit uitbyt. Hy moet aan die binnekant van daardie linkerhand van Penango inbeweeg en met sy linkerhaak slaan. En Penango laat sak daar die regterhand van hom, so draai hy met daar die linkerhand van hom slaan. Baie bedeesde Skusana tot dusver in die 5de ronde. Waarby sy geleentheid sy kans afwag om die hou te plant wat tel. En dis 'n beter ronde vir die wêreldkampioen. Hy beweeg nou uit die pad uit van die houe. Hy staan nie meer so stil nie. Dit is 'n laag. Weer 'n laag, ja. Hy is geneig om hulle daar te slaan. Word gewaarsku deur meneer Aguilera. Die manne, die skeieregter en Penango praat natuurlik dieselfde taal en hulle kan daarop verstaan wat die ander sê.
is natuurlijk altijd een gevaar, Andries, wanneer een man soos Pinango lyfaanvalle doen, dat jy dalk 'n bietjie laag kan afklei met die hou. Dit is so. Hy slaan daar die linkerhand van hom, maar hy laat sak sy hand te laag wanneer hy die hou slaan. En dit is hoekom hy dan laag slaan. En dan natuurlijk nog Skosana is in 'n gebukkende houding ook. Wat het nog 'n bietjie moeiliker maak om die lyf behoorlik raak te slaan. Skielik in hierdie 5de ronde is die Suid-Afrikaner nie heeltemal so suksesvol met sy hou as wat hy die voriges was nie. Sy tydsberekening daar ook nie so goed nie, want die Suid-Amerikaner die swaai sy lyf soos 'n adder heen en weer koperkapel en hy word nie so maklik raak geslaan in die ronde nie. Ek dink Pinango is hierso besig met 'n plan. Hy is besig om vir Skosana in 'n ding in te lok. Want hy wag dat Skosana slaan en dan slaan hy met vinnige teenhoue. 2 keer het die reguit linker van die Suid-Afrikaner daar deurgekom. En baie mak, eintlik tot dusver waarskynlik die teleurstellendste ronde van almal, die 5de. Dit is dan 'n derde van die geveg agter die rug. No hay problema. Caminar y un poco laterales. Poner vaselina ahí. Sí. Caminando, que esa es tu pelea. Caminando, que él no sabe. Y si no te quede Tienes que parado. amarrar, a veces amarrar también. Pero siempre con el... Mens mag eintlik nie loer op die skeieregter of die beoordelaar se telkaart nie, maar ons het insaag gehad laas ons in een van die telkaarte en op die oomblik laat hierdie beoordelaar die Suid-Afrikaner voorloop met 3 punte teenoor 1. Hy maak dus 1 ronde gelyk op. Hy gee vir Skosana 3 rondes en hy gee vir Pinango net 1. Maar dit is maar een van die beoordelaars, ons gaan nie sy naam noem nie. Nommer 6 is die ronde en Simon Skosana. Ek het al vanaand gevra, wil hy Simon of Simon wees, toe sê hy, dis mos maar dieselfde ding. Baie beskeie, stil bokser, stil mens, Skosana. En iemand wat, soos ons genoem het, eintlik homself leer boks het. Hy het nooit werklik 'n afrigter in die ware sin van die woord gehad nie, Andries. Nie sover ek weet nie, Andries, dat hy het hom self altyd maar self afgerig en self gehelp. Hy het maar net mense wat hom 'n bietjie raad gee en hom bystaan in die hoek. Hy is baie bewus daarvan dat die oë van Suid-Afrika vanaand op hom is. Hier is daar misnoor van die skare, is daar die hou baie gevaarlik laag beweeg van Pinango. En Skosana wat in die vorige ronde, 'n pragtige regter van Skosana 2 keer na mekaar min van sy linkerhand gebruik gemaak het, wou ek sê, gebruik het baie beter en weer 'n goeie aanval van die Suid-Afrikaner. Dit was 4 houe daardie wat getref het. Hy het beslis vir Pinango geskid daar om daardie 2 houe. Eintlik 3 regterhande wat hy hom raak geslaan het. Pinango stel my nogal 'n bietjie teleur, Andries. Hy boks nie soos 'n ware wêreldkampioen nie. Hy is te op sy gemak. Ja, behalwe as hy miskien 'n plan het vir later in die geveg, weet ek nie, in hierdie eerste klompie rondes het hy nie werklik oortuig as 'n groot kampioen nie. Sy houe is baie stadig. Hy voer sy houe baie stadig uit. En sal dit nie ironies wees nie, Andries, as dit 'n swart Suid-Afrikaner is wat na die WBA verbod nog 'n wêreldtitel Suid-Afrika te bring. Dan sal hy dit in die buiteland moet verdedig. Simon Skosana, vir die wat nie gehoor het in die begin nie, die man met die rooi boksbroek teenoor die wit boksbroek van die wêreldkampioen Bernardo Pinango van Venezuela. Skosana dra sy hande baie mooi hoog. En wanneer hy ook sy houe slaan, dan is sy kop agter die skouers. En hy's 'n baie moeilike teken vir Pinango om raak te slaan. Ek is veral verbaas oor die wyse waarop Skosana vanaand van 'n reguit linker gebruik maak. En selfs sy verdediging teen die reguit linker opgeknap het, want dit was een van sy probleme in vorige gevegte, dat hy maklik raak geslaan word met die linker. Ongeveer 12.000 mense in heerlike koel weer sonder 'n teken van reën in die Randse stadion.
wat op die punte van hulle stoele sit en kyk na hierdie groot oomblik in Suid-Afrikaanse boks. Die 17de Suid-Afrikaanse beroepsbokser wat probeer om 'n wêreldtitel terug te bring na die Republiek. Slegs van hulle tot dusver kon daarin slaag. Que le está dando chance al gancho largo de él. Te tenés que tratar de acercar más. Acercarte más si vos tenés más habilidad para trabajarle adentro. Y tirar la mano, ahí la podés tirar dura. Porque con el volado es donde te agarras, ¿eh? En een stadige actie, dit so gelijk. Prachtige rechter van Skhosana, weer een rechter van Skhosana. En dan sak hij af onder toe net voor hij weer die rechter gaan gooi. Dit was Houwe wat ordentlik hard geslaan is en goed getref het. Daar is weer een rechter van Skhosana. En weer eens keer. Ek dink dat Simon Skhosana tot dusver baie slim boks. 'n uitstekende vertoning lewer teen 'n man teen wie baie mense hom nie die geringste kans gegee het om miskien 3 rondes te oorleef nie. Pinango moet net nie toelaat dat Skhosana te ver voor raak op punte nie. Want as die geveg dan die volle 15 rondes gaan duur, gaan dit hom probleme veroorsaak. Prachtige rechter weer eens van Skhosana wat getref het. En dus Skhosana en hy is weer Pinango. 'n baie goeie aanval van die Suid-Afrikaner. Onmiddellik kom die Suid-Amerikaner oorrent. Maar hy is neeglik neergeslaan. Hy is nie omgestoot nie. En Simon Skhosana wat nou bloed geruik het en op die oorlogspad is. Pinango beslis in die moeilikheid. Wêreld en dis Skhosana wat daar die hou kry. Pinango wat wys hoekom hy 'n wêreldkampioen is. Sy hoekbeduie vir hom gaan in. Twee die manne hier is geval. Lyk vir my asof Pinango so 'n klein snytjie ook aan die linkeroog het. Maar Skhosana weet nou dat hierdie man nog net so hard kan slaan en hy sal seker 'n bietjie meer versigtig wees, maar 'n dramatiese ronde. Skhosana op die aanval. En Pinango teen die toue. Prachtige geveg en 'n prachtige 7de ronde. Pinango se verdediging is power en hy het geen antwoord op daardie regterhand van Skhosana nie. Chris, is daar fout met ons mikrofone? Ons hoor nie ons ordentlik nie. En weer 'n slag is dit die Suid-Afrikaner wat kruitvloer toe gaan. Pinango se mense wys vir hom kom vorentoe en val aan. En nou moet Skhosana keer, hy's in die moeilikheid. Hy moet vasval, hy moet vorentoe kom en wegkom van daardie houe van die kampioen. 'n dramatische 7de ronde waar die geveg op byna vir elkeen van hierdie boksers beëindig het. Skhosana moet nou sy hande ophou en nader aan Pinango bly. Simon Skhosana wat bewys het hy kan opstaan en weer 'n slag. Het ons weer 'n Romero Amaya en 'n Arnold Taylor geveg op ons hande dalk hier. Chris, is daar iets verkeerd met ons mikrofone? Ons weet nie, dit pla verskriklik in ons ore. Ek gaan my oorfone afhaal want ons kan nie so hoor nie. Okay. Prachtige ronde vir al twee hierdie boksers. Pinango wat gewys het hoekom hy 'n wêreldkampioen is en Skhosana wat gewys het hy het murg in sy pype. En nou wil hierdie manne mekaar hier finaal verslaan. Skhosana wat pragtig opgestaan het en wat die ronde eindig deur aan te val. Dit was drama, Andries. Dit was drama. Dit was 'n pragtige boks. Ek dink daardie hou het vir Pinango beslis wakker geskit. En hy het vir Skhosana met 'n baie mooi regter ook plat geslaan. Kom ons kyk daarna. Simon Skhosana met 'n linker dan 'n regter wat die Suid-Amerikaners se bene laat styf word. En weer hy linker en dan die regter wat hom agteroor laat styer en dit is die keer wat die Venezuelaan op die kruitvloer gaan rondkuier het. Hier is 'n ander deel van die aksie in stadige spoed.
Pragtige linker, kort linker van die Amerikaner wat vir Skhosana laat neersak planke toe. Nou wag die 8ste ronde en ek dink die uur van waarheid vir albei hierdie boksers het aangebreek. Albei het gewys hulle kan opstaan as hulle gelê het. En nou gaan dit afhang wie eerste daardie baie harde hou geplant kry. Dit is ronde nommer 8. Dit was 'n lelike hou wat Skhosana daar gekry het nou wat daar die linker oog van hom opgesny het. 'n Baie lelike sny onderkant Skhosana se linker oog. Dit is die oog wat vir hom van tevore probleme besorg het. Nou kan 'n mens maar net hoop dat daardie ding hom nie gaan probleme besorg nie. Ons merk op dat uit die hoek van Pinango skreeu Louis Spada. Val aan, jy kan die geveg dalk nou beëindig. En Skhosana sal nou daar die een harde hou moet probeer plant om die geveg in sy guns te swaai. Baie lelike snymerk teen Simon Skhosana se oog. Die bloed stroom daaruit. En dit sal baie jammer wees as hierdie geveg so beëindig word. Want met die verbod van die WBV is dit twyfelagtig of Skhosana weer 'n kans sal kry. Dit is die 8ste ronde. Medoenlose Pinango wat nou aanhou aanval. Daardie bloed moet vir Skhosana baie pla. Dink ek kan sy teenstander so goed sien nie. Merklik dat die handskoene selfs van Pinango is rooi van die bloed. Ja, Skhosana bloei baie lelik onder daardie linker oog van hom. Hy vee kort met die handskoen daarteen. Dit is die fout wat hy maak. Hy moenie met daardie handskoen oor daardie oog van hom vee nie. Want dan maak hy dit nog erger. Hy vee die bloed in die oog in en dit kan hy glad nie sien nie. Dit is eienaardig dat Pinango nie van hierdie geleentheid gebruik gemaak het tot dusver om 'n ewige aanval te loods nie. Dit is asof hy sy kans afwag om die finale hou te slaan. Dit is Skhosana wat daardie aanval loods. Hierdie man het moed. Ek dink daardie 7de ronde het vir Pinango laat wakker skrik. En hy het besef dat hy veg teen 'n man wat wel kan hard slaan. Mens dink terug aan 'n geveg tussen Richie Keits en daardie wille Argentyn, 'n pragtige linker van Skhosana wat deurkom. Toe die bloed net so vrylik gevloei het en toe Keits nie daardie voordeel kon benut nie. En daardie ronde is oorleef deur die Suid-Afrikaner op 'n pragtige wyse. Baie goed teruggekry. Ten spyte van die lelike sny. Nou sal ons moet sien wat sy hoek daaraan kan doen. Staan ons so toe. Ons kan sien dat die depper wat hulle gebruik daar vol bloed is 'n lelike sny. Geveg waarna ek verwys het, is natuurlijk tussen Victor Galindez en Richie Keits van Amerika. No te puede. No te puede, cuida negro. No te quedes parado de frente. Louis Eso es todo. Oye, no te die man puedes wat quedar parado de eerste frente. bloei Ya. verloor die geveg. Tenemos. Hier was dit Simon Skhosana van Springs. Dit is waar redelijk die goede werk gemaakt is van sy oog. Het is nog maar bloederig daar. En ons kyk wat gebeur in die 9de ronde. Hoe hierdie geveg ook al gaan eindig, een ding is seker en dit is dat Simon Skhosana van nêrens afgekom het as 7de aanspraakmaker en sekerlik vir Bernardo Pinango baie lelik skrik gemaak het vanaand. Pinango lyk nou baie meer versigtig vir Skhosana se houe. En glad nie meer so op sy gemak nie.
harde pad boontoe in die bokswêreld en is 'n baie styl pad na 'n wêreldtitel. Penango voer sy hou so of hy ongemaklik slaan uit Andries. Maar jy kan sien daar is baie krag in daardie hou van hom. Dit stroom weer uit die oog van die Suid-Afrikaner. Skosana moet hy reguit linker van hom gebruik om naby aan Penango te kom. En dan moet hy lostrek met daardie regterhand in die linkerhak. Als op Simons Skosana die bezig is om die energie te spaar, slaan heel wat minder houe as in die voriges. En hy is baie versigtig vir daardie oog van hom. Hande hoog bo die gesig. En waarskynlik sal daardie boksbroekie wat Penango aan het ook 'n plek in die Suid-Afrikaanse Boksmuseum kry langs die bloedbevlekte hemp van ons voorste skeidsregter Stan Christodoulou, die hemp wat hy aangehad het in daardie geveg tussen Galinde en Richie Keits. Het is baie duidelik nou dat Penango wag vir Skosana om aan te val en dan slaan hy teen hom. Dit is jammer om te sien dat Skosana het nie veel kennis van die binnengevegte nie. As hulle teen mekaar kom, dan doen hy baie min werk. Hy kan waardevolle punte insamel daar moet in die binnengevegte vinnig slaan en wegbeweeg. Tydens hierdie 9de ronde sou ek kan nie 'n telkaart hou terwyl ons praat nie, maar ek sou dink dat hierdie manne baie gelyk op is wat die punte betref. Miskien Skosana dalk nog selfs 'n punt voor. En daar's weer geleentheid vir die hoek van Skosana om te kyk na daardie oog. Baie vinnig is John Sepeku daarin in City. En aan die ander kant is dit nog steeds Penango wat weier om te sit. Hy bly staan. Dit het ons al dikwels gesien met hierdie Suid-Amerikaanse boksers veral. Dis Skosana se hoek. Okay. Pícame. Se juega una de más. Hard gewerk daar in die oog met die staaldruppels. Al die moetie wat hulle daar insit. Dit keer dat die oog nie verder bloei nie en nie verder plaan. Maurice, kan jy uit jou hoek uit sien hoe lyk die oog nou? Die oog bloei nog baie swak, baie sterk. Hulle kan nie daardie bloed stol nie. Dit is die 10de ronde. 10de ronde en Suid-Afrika. Ons kan die hoed maar hoog lig hoe hierdie geveg ook al eindig vir 'n baie moedige Simons Skosana wat werklik waar uitstekende rekenskap van homself gee. Bo verwagting goed vaar. Onthou hy is maar die 7de aanspraakmaker op hierdie titel en hy het hierdie kans met albei hande aangegryp. Baie ongelukkig dat hy op daai oog, dieselfde oog waar 'n kopstamp dit in 'n vorige geveg oopgesny het, weer oopgeslaan is, want dit moet hom werklik waar kort pik. Skosana slaan net nou te min houe Andries. Hy loop agter Penango aan, maar hy slaan, hy moet daardie reguit linker van hom inspan en slaan. Hy moet dan hom punte opstapel met daardie linkerhand. Hy kan nie toelaat dat Penango alleenig slaan nie. Hy het gestruikel daar. Skeidsregter meneer Ragueda, die bedye gee die handskoene af, dat hy op die kretvloer geraak. En dit lyk vir my nou is die Suid-Amerikaners se oog ook opgeslaan, Andries. Pragtige twee-hand aanval van Simons Skosana. Alla wêreld, maar die man lyk besmeerd van die bloed. Ons praat van Skosana en tog boks hy pragtig. Ek wil dit my of is daar 'n klein snytjie bo kan Penango se een oog. Ek dink is maar net bloed van Skosana af. Mooi gebaar van die Suid-Afrikaner.
Dit is reeds die 10de ronde. As Pinango vorentoe gekom het daar, dan het Skhosana hom met 'n kort linker getref teen die kant van die gesig. Andries, jy het professionele ondervinding daarvan. As 'n man se oog so opgeslaan is, voel jy dit daar in daardie tyd in die kruit, of was jy te besig om te boks? Sodra jy begin kennis vat van die besering wat jy opgedoen het, dan is jou gedagte nie meer by die geveg nie. Maar ek sal aanraai vir sy mense in die hoek om nie te veel probeer van die goed aan te smeer wat die boet stol nie. Hulle moet drukking gebruik om die boet te stop. Dit keer met aan die einde van die ronde is dit weer Simon Skhosana wat probeer aanval. Nou, as die wêreldkampioen werklik gewigprobleme gehad het, dan behoort dit van hierdie ronde af te begin wys. Maar daar's 10 rondes verby en as hy gaan begin probleme kry met energie en fiksheid, dan gaan dit hier van die 11de af begin tel. Die klok lui, daardie ronde is ook iets van die verlede en nog steeds is Simon Skhosana daar met 'n kans om die wêreldtitel te wen. Ja, hierdie geveg is nog glad nie verby nie. Kan maar net hoop dat Skhosana se mense daardie bloed kan stol. Die scheidsrechter moet ons sê, die is blijkbaar tevreden dat die wond niet te ernstig is nie, want hy het nog nie die hulp van de dokter geroep om te kom kyk nie. Sien Toer John City daar met die bakker. En dan ja, dan moet het toe man. Die mengsel wat hulle daar gebruik, anders lyk vir my so staaldruppels. En dan 'n spuitmiddel. Elkeen net maar sy eie moed hier versny, hè. En as baie keer 'n geheim wat baie goed bewaar word deur die man wat spesialis versnye is. Dit is Simon Skhosana en Bernardo Pinango om die kapokgewigtitel van die wêreld. Maar hulle kan nog steeds nie daardie bloed gestol kry nie. En Skhosana beweeg ook nou verkeerd. Maar Pinango se regterkant toe. Hy het ook die prys daarvoor betaal 2 keer na mekaar. Dit is die 11de ronde. En natuurlijk is hierdie skare bankvas agter die bokser van Springs, Kwatema. En vermoed en uithou vermoë moet ons vir Simon Skhosana volpunte gee. Want hy gee net soveel terug as wat hy ontvang. Hy goed raak geslaan deur Skhosana weer 'n slag. En die Suid-Amerikaner skud so slag sy kop asof hy nie baie daarvan hou nie. Daar was 'n kopstamp gewees daar so tussen die twee manne. En nou is Skhosana soos ons hom gesien het teen Richard Smith. Hy is stukken geslaan, maar hy is op die aanval. En het lyk nie asof enige een van hulle op die oomblik enige probleme met fiksheid het nie. Hulle is nog albei redelik vlugvoetig. Skhosana natuurlik 'n man wat eintlik platvoet boks. Maar Pinango wat nog goed beweeg. In die binnengeveg is dit Pinango wat die oorhand het. Pinango lyk nie of hy 'n man is wat kan hard slaan nie. Andries, hy stoot daardie hou van hom. Maar jy kan sien daardie hou van hom is baie kragtig. Skare die is nie baie gelukkig oor die houe wat laag tref van Pinango nie. Scheidsregter so 'n halwe ou gebaartjie om te wys lig die houe, maar dit beteken ook nie veel. Dis 'n beter ronde hierdie vir Pinango. En hy het 'n paar keer goed raak geslaan. Skhosana steeds vorentoe. Al agter sy man aan, die jagter en die prooi. En 'n pragtige hou van Simon Skhosana. Gaan Skhosana, skreeu die skare. En hier is waarde vir geld. Vir geen oomblik word die druk op die wêreldkampioen afgehaal nie. Skhosana weer op die aanval en Pinango lyk nie baie goed nie.
Pragtige hou van sy, Pinango daar jou gevoel, dit was 'n kort regter wat vir hom baie hard geskit het. En dit is Kusana. Dit is Kusana se ronde. Ja, Kusana het vir Pinango daar goed seer gemaak. Baie vinnig is die man oor die toue daar, die helper van die wêreldkampioen. Want ek dink hulle was 'n bekommerde loetjie in die Suid-Amerikaners hoek aan die einde van daardie ronde. Einde van die 11de ronde en 'n baie goeie eindronde aanval deur Kusana. Pinango haal diep en zwaar asem daar in die hoek, Andries. Ek dink dat Kusana moet nou van hierdie ronde af kwaai druk toepas. Kom ons kyk daarna, Andries, hier kom hy. Kusana wat die man eenvoudig van hom af wegstoot. En jy kan sien dat Pinango is baie versigtig vir die houe van die Suid-Afrikaners. Steeds 'n staande Pinango daar met Jacinto Palacios en Luis Espada by hom. En dit gaan die 12de ronde wees. Met die Suid-Afrikaner nog steeds daar met 'n goeie kans om dalk hierdie geveg te kan wen. Hy moet net nie verdediging oorboord gooi nie, soos wat hy gedoen het in daardie ronde toe hy 2 keer plat geslaan is nie. Want wat punte betref gesels hy baie lustig saam met die wêreldkampioen. En Simon Kusana het vanaand reeds baie diep in die harte van Suid-Afrikaanse boksgeesdriftiges ingekruip wat hom dalk van tevore nie juist geken het nie. Hy sal net moet oppas met daardie regterhand van Pinango, Andries. Dis hou wat hy baie hard slaan. Een ding is seker en dit is dat Pinango baie versigtig is vir die slaankrag van sy teenstander. Andries, dit lyk nie vir my op daardie gesnyde oog juist vir Kusana soveel pla nie. Goeie aanval van die Suid-Amerikaner. Kusana sal moet pad gee, hy doen dit ook. Hy weet eintlik moet hy vasval. Nou beweeg hy terug en hy kry die Suid-Amerikaner kans om momentum in daardie houe te kry. Ja, hy gooi sy hande af as hy terug beweeg. En dit is wanneer Pinango hom raak slaan. Dit is die sterkste aanval van die wêreldkampioen nog tot dusver in hierdie ronde van die geveg. Ons is nie baie beïndruk met die manier waarop hierdie skeieregter die geveg beheer nie. Dit is eintlik oneffektief. Daar slaan Pinango daar die eerste keer die regter opstopper. En dis hou wat hy baie hard slaan. Ja, dit is Pinango se ronde hierdie. Hy het vir Kusana met alles geslaan wat hy moontlik om mee kan slaan, maar Kusana wat aanval. En kyk daar, hy lyf aanval van Pinango. Let vooral op waar die Suid-Amerikaners houe na die lyf tref. Baie dikwels is hulle laag. Kusana die leef nou swaar. Ja, ek dink daar die lyfhou van Pinango maak seer. Pinango wil die geveg in hierdie ronde beëindig. En hy het baie goed aangeval tot dusver. Sy hoek skreeu ook vir hom, gaan so voort. As die Nederlander sê, doe so voort, jonge. Lau, 2 keer na mekaar, die skeieregter, die steur hom nie daar. As ek na hierdie man van Colombia kyk as skeieregter, dan moet Suid-Afrikaanse skeieregters so Stanley Christodoulou baie hoog aangeskrewe wees. En nie 'n wonder dat hulle dan gedurig gevra word om wêreldtitelgevegte te beheer nie. Kusana het hierdie ronde baie min gestaan. Baie straf ontvang. Ek dink dit is 'n gelukkige Kusana wat daardie klop gehoor het, want dit was 'n baie ewige aanval van Pinango. Pinango het hom baie seer gemaak in hierdie ronde. Mens weet natuurlijk nou nie of Pinango dalk en sy hoek 'n bietjie bekommerd raak. Want daar is nou nog maar 3 rondes oor van hierdie geveg. En waarskynlik het hulle gevoel dat die Suid-Afrikaner effens voor is met punte. As dit so was, dan is daar nou baie min verskil tussen die twee boksers. Staande Pinango word toegespreek daar deur
Sy afrigter, bestuurder Luis Espada. Así, con calma. Man met die clips op. El shot y nada de desesperarse de cuidar la defensa. En hulle kan tevrede voel met daardie Nada de sorpresa. 12de ronde. Dit was 'n goeie ronde vir hulle man. Kom ons kyk hoe is die herstelvermoë van Simon Skusana. Die eerste maal wat hy soveel rondes boks en hy het nie baie goed gelyk in die vorige ronde nie. Skusana maak elke keer die fout as hy die hoek uitkom, dan vee hy oor sy oë met sy handskoene. En dan dan smeer hy daardie goed wat langs sy oë smeer om die bloed te stop binne in die oë in. Goeie regter gewees van Skusana daarso. Maar Skusana sit nie baie gewig agter sy houe in die Andries. Hy slaan meer met sy arm. Pinango, die spit sy aanval nou hoofsaaklik na die lyf toe. Tussen die twee boksers. Staande Pinango wordt toegespreekt daar deur sy afrigter, bestuurder Luis Espada. Así, con calma. Man met die clips op. El shot y nada de desesperarse de cuidar la defensa. En hulle kan tevrede voel met daardie Nada de sorpresa. 12de ronde. Dit was 'n goeie ronde vir hulle man. Kom ons kyk hoe is die herstelvermoë van Simon Skusana. Die eerste maal wat hy soveel rondes boks en hy het nie baie goed gelyk in die vorige ronde nie. Skusana maak elke keer die fout as hy die hoek uitkom, dan vee hy oor sy oë met sy handskoene. En dan dan smeer hy daardie goed wat langs sy oë smeer om die bloed te stop binne in die oë in. Goeie regter gewees van Skusana daarso. Maar Skusana sit nie baie gewig agter sy houe in die Andries. Hy slaan meer met sy arm. Pinango, die spit sy aanval nou hoofsaaklik na die lyf toe. Mense sou verwag dat hy daardie teken van die oog sou soek. Maar sy teenhoue is hoofsaaklik na die lyf toe. Die houe van Pinango bly laag. Ja, hierdie slag het die skeieregter dit daarom raak gesien. En nie graag 'n besoeker in ons land kritiseer nie, maar nou ja. Tot dusver is dit 'n beter ronde vir Skusana. Ek dink die probleem met meneer Aguera is dat hy agter die boksers gaan staan en kyk in plaas van die kant af waar hy kan sien waar die houe kom. Albei hierdie boksers besef dat 'n uitklop hou definitieve oorwinning bring, terwyl 'n puntebeslissing enige kant toe kan gaan. Skusana op die aanval. Maar hy word teruggeslaan deur Pinango. En as 'n mens aksie soek, as dit is wat jy vanaand hier langs die Randse Stadion kry kom soek het, dan het jy dit gekry.
Hierdie geveg kan nog in die laaste ronde beslis word met 'n uitklop hou, want enige een van hierdie manne kan dit plant. En 'n pragtige aanval van Skusana. Hy voel dat hy sy man keer gemaak het. Hy het op Fernando geskid daar met daardie regterhand. En sover is hierdie ronde ook die Suid-Afrikaners in. Pragtige aanval Skusana. Prachtig, Skusana weer 'n slag. Suid-Afrikaner word gewaarsku dat hy vashou. Hierdie manne ken die ontoelaatbare taktiek. Hy word deur die skare uitgejou. Maar dit is Simon. Wel, vir Afrikaanse kom sommer Simon Skusana se ronde tot dusver. Sy aanvalle was baie goed geweest. En is 'n baie versigtige wêreldkampioen op die oomblik. Hy voel beslis die krag van Skusana se hou. En soos ek vroeër gesê het, dit is net jammer dat Skusana nie daardie hou van hom uitvoer met 'n bietjie meer gewig agter die hou nie. Dit is 'n skitterende geveg hierdie. Dit is 'n geveg wat alles in het, aksie. Daar is genoeg seer. Ons kyk daarna, Skusana op die aanval. Hooibroek gesig na die kamera. Kyk hy laag weg, en as hy opkom, is die vuiste alweer aan die swaai. Weer gereed om te verdedig. Hard gepraat daar in die hoek van die wêreldkampioen Pinango. Ya, tranquilo, no te me pares. Y siempre atácalo tú primero. As jy mens so na Pinango se gesig kyk daar in die hoek, as jy so na Simon Skusana kyk, dan lyk hy 'n bekommerde man. As hy weer so skelm verloor hier na die kaart van een van die skeieregters, beoordelaars, en hy maak dit op die oomblik gelyk op. 2 rondes om te gaan, en dit gaan afhang wie hierdie rondes inpalm. As daar nie 'n uitklop hou kom nie, van wie die wêreldkampioen gaan wees wanneer die kruit verlaat word vandag. Dis die voorlaaste ronde. Skusana sal beslis nou 'n bietjie meer moet aanval. Hy sal meer hou moet slaan en vir Pinango op die agtervoet hou. Nog nooit was 'n Suid-Afrikaner so naby aan 'n wêreldtitel miskien as nou juis in hierdie geval nie. Die laaste 2 rondes gaan beslis. Bernardo Pinango van Venezuela, wat sy titel hier kom verdedig het teen Simon Skusana, weet ook dat hy in 'n geveg betrokke was. Ja, ek dink Pinango het gedink hy gaan 'n maklike van veg Andries toe hy vanaand in die kruit klim. Hy baie vol selfvertroue gelyk. Maar ek dink hy's 'n bekommerde man. Skusana is knaam. Vir 'n wêreldkampioen is Pinango se tydsberekening baie swak. Knaande aanval van Skusana soos 'n kriek wat aanhou sing. En die bloedige gesig van Simon Skusana is vol durf, vol selfvertroue miskien op hierdie oomblik. Hy weet hy kan dit dalk doen. En hy agtervolg sy man. Pinango, as hy oplet, Andries, as hy slaan, is sy kakebeen wyd op vir linkers sowel as regters. Maar het Skusana die opstopper geslaan, wat hy nie baie gebruik het vanaand nie. En baie mooi regterhand van Skusana wat sy teenstander tref. Ek wou net sê dat Skusana se werktempo in hierdie ronde so 'n bietjie afgeneem het. Dit kom hy met daardie aanval. Hy slaan 'n bietjie te min. Is al die 14de ronde van die geveg. Hy moet 'n bietjie meer houe slaan.
Daardie aanval is dit net die wêreldkampioen wat eintlik Houwe geslaan het. En dit was 'n baie beter ronde vir Pinango. Een wat hy waarskynlik dan ingepalm het. Hy het vir Skosana daar op die einde van die ronde geskit met daardie linker en regter wat hy neergeslaan het. Hoe kyk dit, papa? Hoe kyk dit? Hoe kyk dit? Ons weet dat een van die beoordelaars die gevecht na daardie ronde nog steeds gelyk op het. Maar die ander twee doen weet ons nie. Hulle sit met slinksgesigte. Daar's geen uitdrukking nie. Almal van oorsee. Die manne, die een van Panama, die een van Amerika, die een van Denemarke. Skeieregter van Colombia. En hierdie geveg gaan waarskynlik in hierdie laaste ronde beslis word dan. Dis die 15de en laaste ronde en al ons kykers hier daar by die huis. Ek dink jy moet saam met ons trots voel op 'n Suid-Afrikaanse bokser wat vanaand vir hom groot naam maak. Dit is net jammer dat Skosana se hoek nie daar die bloed kan stol nie, Andries, want dit moet hom geweldig pla. Dis die 15de en laaste ronde. Hierdie kerels baie gelyk op. En as dit gelyk op is, dan gaan die geveg waarskynlik aan Pinango toegeken word. Maar 'n vertoning soos ons lanklaas gesien het, 'n skitterende vertoning van durf en moed gelewer deur Simon Skosana. Hy is gepla deur daardie oog vir 'n groot deel van die geveg. Hy het sy teenstander plat geslaan, hy self plat geslaan. Maar hy het vir Suid-Afrikaanse boks hier baie vriende gemaak. Hierdie uitsending word ook in talle oorseese lande gesien. En ek dink daardie mense neem deeglik kennis van 'n kereltjie met die naam van Simon Skosana. Goeie aanval deur Pinango en Skosana is blykbaar deur mekaar. Skeieregter gaan tel. Dit lyk vir my Simon Skosana weet nie mooi wat om hom aangaan nie. Dit was 'n geweldige linkerhaakhou van Pinango. En die dokter klim in die kruit om na sy oog te kyk. Word gekyk na Simon Skosana se oog. Ja. Dat hy die skeieregter weer dokter de beskaffing gepraat met hom. En hulle gaan aanveg, ja. En dit was miskien 'n welkome ruskansie vir Simon Skosana, maar nou is dit Pinango wat baie blitsig op die aanval is. En Skosana word met alles raak geslaan. Ek dink dit is verby. In die laaste ronde is dit Bernardo Pinango wat vir Suid-Afrika se Simon Skosana uitslaan na 'n skitterende geveg. Skosana 'n baie jammerlike gesig daar waar hy opgehelp word deur helpers. Die dokter is daar en Bernardo Pinango op daardie wyse nadat hy letterlik, en ek wil nie eintlik die woorde gebruik nie, maar bloed gesweet het in 14 rondes. Klop hy vir Simon Skosana met 'n uitklophou. Kom ons kyk hoe dit gekom het. Dit is die ou wat die skade aangeruk het, Andries. Want hy het Skosana heeltemal verdwaas gelaat. Maar ek dink Skosana het baie krag verloor deur die bloed wat hy verloor het. En dit is alles deur die hoek wat nie daardie bloed kon stol nie. En dit is jammer dat dit moes gebeur op hierdie manier. Hier kom die einde dan. Pinango op die aanval met alles wat hy het. Blitsig, verneig. Linkers en regters swaaihoue en Simon Skosana wat so goed rekenskap van homself gegee het vir al daardie laaste regter. En dan 'n linker onder die ken wat hom agtertoe laat styer. Onmiddellik maak Pinango reg om met 'n opstopper te slaan. En hy mik en swaai weer 'n slag na Skosana wat daardie telling nie te bowe kon kom nie. En wat vir 10 tellings na die eerste 4 tellings of so omgerol het en uitgetel is met 'n bebloede gesig. Daar is steeds die wêreldkampioen met 'n uitklophou in die 15de ronde en ek dink dit kan 'n baie gelukkige en 'n tevrede Bernardo Pinango wees wie se hand daar omhoog gehou word, want hy het baie swaar gekry om dan daardie titel vas te klou vanaand. Maar ek moet net een ding byvoeg, Andries.
En ek dink die skeieregter het die geveg baie swak hanteer. Ja, ons het dit genoem, dat hy geen indruk op ons gemaakt nie, ook nie op die skare nie. En Pinango wat gaan oorstap om 'n moedige teenstander se hand te skud waarskynlik. Hy toegestaan word daar deur Dr. Bill Lowe van die boksbeheerraad, Dr. Lapis Labuschagne van die Transvaalse boksbeheerraad. En Pinango se gesig tevrede, maar dit wys daarom ook merke van die houe wat hy ontvang het. Ons haal ons hoede figuurlik gesproke baie hoog af vir Suid-Afrika Springs se Simon Skhosana. Vir 14 rondes het hy alles gegee wat in daardie klein skraal liggaam van hom is. Hy het gebok soos 'n veteraan, hy het hard geslaan, hy het goed verdedig, maar ek dink, soos Andries ook gesê het, daardie bloed wat hy verloor het as gevolg van die snybok aan die oog het baie van sy krag getap. Dit wys net weer wat 'n goeie hoek vir jou beteken, manne in die hoek met ondervinding. En hierdie tipe geveg is dit essensieel dat manne wat in die hoek werk, weet wat hulle doen. En hulle kon beslis nie daardie bloed van Skhosana se gesig stol nie. En met die gevolg is dat het hom swak gemaak, want hy het vreeslik baie bloed verloor. En ek hoop maar net dat dit hom nie gaan ontmoedig om verder aan te hou nie. Hy moet maar net sorg dat hy sy hoekmense verbeter. Nou ja, daar het hy dit. Die wenner dan, die wêreldkampioen nog steeds van Venezuela, Bernardo Pinango. Hy klop vir Simon Skhosana van Suid-Afrika met 'n uitklophou in die 15de en laaste ronde. En nou gaan ons na die opwinding van die boks so 'n bietjie tennis kyk.